Ek groet u, dit is donderdag die 5de Junie en kom ons lees van die Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders aan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry, wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood, uit al slawerny onderworpe was. Toe Jesus aarde toe gekom het, kon hy in enige liggaamsvorm kom, soos God het in die verlede ook gedoen het. God het in die verlede gekom in 'n brandende doringbos om met Moses te kom praat. Hy het gekom in die vorm van 'n wolkkolom bedags en vuurkolom in die nag, om die Israeliete te lei. Jesus het egter liggaam van vlees en bloed gekom, net soos Adam en Eva, en net soos ek en jy, sodat hy deur sy sterwe die duiwel kon oorwin, en die duiwel wat mag oor die dood gehad het. Jesus was onvernietigbaar. Die graf en die dood was vir hom net tydelik. Die twee getuies in Openbaring 11 sal onvernietigbaar wees vir 3,5 jaar. Dan sal die Antichrist hulle doodmaak, maar God sal hulle die dood opwek, so die dood is vir hulle ook net tydelik. Ons sien ons ook Lazarus was die graf vir 4 dae, maar die dood was vir hom ook net tydelik op daai stadium in sy lewe. Die wegraping gaan bewys dat die dood en die graf slegs tydelik is vir elke gelowige in Christus Jesus, wat voor die wegraping gesterf het. Vir die wat op daardie oomblikke van die lewe is, sal die wegraping bewys dat lewe op die aarde slegs tydelik is, wanneer ons verheerlikte liggame gaan ontvang en weggeruk word, om ons bruidegom in die lig te gaan ontmoet. Dan kom die vraag aan u, is u ook net tydelik hier? Mag die Here u seën. Amen.